Goeiedag. Op ons reis na geestelike volwassenheid raak dit mettertyd makliker om tussen reg en verkeerd te onderskei. Maar selfs al doen ons altyd die regte ding, beteken dit nog nie dat ons enigsins iets goeds gedoen het nie. Soms is die moeilikste keuse tussen die goeie goed wat ek doen en die goeie goed wat ek kies om nie te doen nie. Ons is besig met die reeks Skuldig aan Jesus, gebaseer op die boek The Genius of Jesus. Sondag het ons Matteus 12 vers 1 tot 14 gelees en een van die grootste gevare van godsdiens gesien. Die Fariseërs se verbintenis om die Sabbat heilig te hou, weerhou hulle om te sien dat die beste ding op 'n Sabbat nie reëlsou is nie, maar om iemand te help om genesing te vind. Vir Jesus was daar niks meer goddelik op die Sabbat as om goed aan iemand te doen nie. Sonder om enigsins die gesag van die woord van God te ondermyn, moet ons vir mekaar sê, God se bedoeling was nooit dat die hou van reëls sy goedheid sal beperk nie. Die vraag wat Jesus ons in vers 11 leer om in elke situasie te vra, is nie wat is reg of wat is verkeerd nie, maar wat is goed. Baie mense vandag word gevange gehou deur wat reg en verkeerd is. Hulle is te bang om te waag, te bang dat hulle iets nie gaan reg kry nie, te bang dat hulle dit verkeerd gaan doen. En so mis hulle die krag van al die goeie dinge wat hulle kan doen. Jesus sê vir die Fariseërs, julle mik na die verkeerde teiken. As jy aanhou kyk na wat reg en verkeerd is, gaan jy waarskynlik altyd die goeie mis. Ten spyte van al my en jou verkeerd, het God gekies om uit genade goed aan ons te doen. En wanneer ek kies dat God se goedheid deur my na ander vloei, gebeur 'n wonderwerk. Die goedheid van God verander en vul my hart. Wanneer jy in hierdie week tussen reg en goed moet kies, kies wat jy die beste vir God kan doen. En wie weet, dalk sien jy, die lewe is toe nie sleg nie. God kyk in Genesis 1 na sy skepping en sien dit is goed. Mag ek en jy ook al meer so begin kyk. 'n Goeie week vir jou verder.